Goeienaand. Die rede vir die vreemde opdrag van die Here aan Abraham om vir Isak te gaan offer, word eksplisiet vir ons in die teks gegee. Genesis 22 vers 1 en 2. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, en hy het geantwoord: hier is ek. God het vir hom gesê: vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Op die proefstel. Dit kan beteken dat die Here Abraham se geloof getoets het. Dit kan ook beteken dat hy Abraham se geloof geoefen het om hom fiks te maak. Die res van die Bybel weet ons ook dat beproewinge geloofssuiwering, geloofsloutering kan werk. God is nog steeds besig met sy kind Abraham. En nou dat die belofte van 'n nageslag 'n werklikheid geword het, bly die vraag of Abraham nog in die geloof en in sy roeping in diens van die Here sal volhard. Dit gebeur so maklik dat ons in diepe afhanklikheid en geloofsverdieping met die Here worstel wanneer ons deur 'n beproewende tyd gaan. Maar dat, sodra dit weer beter gaan, ons weer in selfgenoegsaamheid en in eie krag met ons eie agendas voortgaan. En die beproewing is 'n toets hiervoor. Wat toets die Here? In kort, is die gawe van die Here belangriker as hy die gewer van die gawe? Is Isak, die langverwagte seun, belangriker as die Here wat Isak wonderbaarlik aan Abraham gegee het? Is Abraham se volharding in die geloof al die jare, was dit net terwille daarvan om 'n eie seun te hê? Sou Isak, die antwoord op die belofte van die Here, veroorsaak dat Abraham sou ophou om te glo in die ander beloftes van die Here? Sou Abraham self gerig sy lewe rondom sy seun Isak bou? Of sou ook Isak deel word van die Here se groter prentjie om vir hom 'n volk tot seën van ander volke op die aarde te vorm? Dit gebeur amper vanselfsprekend dat ons net in die Here glo om ons eie behoeftes te bevredig. Ons wil dinge van die Here ontvang terwille van ons eie belang. So bid ek vir 'n huweliksmaat sodat ek ook gelukkig kan wees. Ons bid vir 'n werksgeleentheid, vir finansiële vermoëns sodat ons gemakliker kan lewe of 'n groter erfporsie kan nalat. Ons bid vir gesondheid en vir siekte sodat ons daarna weer op ons eie kan regkom. Dit terwyl alles in my lewe eintlik oor die eer van God, die verkondiging van sy koninkryk en sy diens moet wees. Kinders is hierin 'n goeie voorbeeld. Ons bid om kinders van die Here te ontvang. En wanneer ons hulle kry, dan vergeet ons dat hulle gawes van die Here is, kinders van die Here wat ons moet grootmaak terwille van hom in sy diens. Dan vat ons hulle vir onsself en draai ons hele lewe rondom hulle. Die beproewing is ook 'n loutering of 'n suiwering van Abraham se geloof. Dit suiwer sy geloof van eie gerigte motiewe. Dit vestig sy geloof op die Here alleen en op die versorging van die Here alleen. Die beproewing oefen hom ook in sy geloof. Geloof het oefening en het fiksheid nodig. Hierdie is nog 'n verhaal, nog 'n episode in die Here se vorming van die geloof van Abraham. Elke episode in sy lewe is 'n leerskool waarin die geloof van Abraham in die Here versterk moes word. In die verhaal is dit die totale onverwagte, die radikale opdrag van die Here wat dit so intens maak.
Ons wil eintlik ons kop saam met Abraham skud en vra, hoe kan U dit van my vra, Here? Hoe sal Abraham op hierdie beproewing reageer? Daaroor, as die Here wil, môre aand meer. Goeienaand.